Goeiedag, baie welkom by Tabernacle se aanlyn diens. Ek wil vandag met jou praat oor 'n tema, ken jy die antwoord? Jesus vra aan sy disippels 'n vraag en hy het 'n antwoord gesoek by hulle. As ons die agtergrond lees van hierdie verhaal wat in alle evangelies opgeteken is, maar spesifiek vandag kyk ons uit Johannes se evangelie die 6de hoofstuk, sien ons dat die Jesus en sy disippels het 'n geweldige besige week gehad. Dit was baie uitputtend. Trouwens, hulle het gehoor van die wrede dood van Johannes die Doper. Nou, jy moet onthou dat van hierdie disippels van Jesus was eers Johannes se disippels, so hulle het 'n baie nou verhouding met hom gehad. Jesus het ook 'n verhouding met hom gehad, hy het Jesus trouwens gedoop. En toe hulle hierdie ontstellende nuus kry, toe sê Jesus vir sy disippels, kom ons gaan na die ander kant van die see van Galilea, daar dat ons bietjie alleen kan kom. Ek dink hulle wou bietjie stil word, hulle wou 'n geleentheid gehad het om te treur, te huil, te besin oor wat het met Johannes gebeur en wat het met hulle gebeur oor die afgelope tyd. Maar ongelukkig, toe hulle in die ander kant van die see kom, toe was daar 'n groot groep mense wat al gehoor het van Jesus, wat siekes gesond gemaak het, wondertekens gedoen het, toe pak die skare hulle toe. Kom ek lees vir jou die verhaal in Johannes en dan kyk ons na die vraag wat Jesus sy disippels gevra het. Ek lees vanaf vers 1. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias, gegaan. En 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jesus op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? Toe Jesus hierdie vraag vra, toe kom ons agter, wat is die vermoë van Filippus? En as ek hierdie verhaal lees, dan lees ek my eie lewe, en ek lees dalk jou lewe ook daarin, dat jy staan voor 'n vraag wat beantwoord moet word. Die eerste belangrike ding wat Filippus kan doen, hy identifiseer die probleem. Hy sê, ons het nie genoeg geld nie. Dis die probleem, ons kan nie vir al hierdie ouens kos koop nie. So, hy identifiseer die probleem, maar hy weet nie wat is die antwoord op die probleem nie. Tweedens, wat belangrik is, wat hy wel kan doen, Filippus kan dit doen, hy kan 'n waarneming maak om te sê, hier is 'n groot probleem. Dit is 'n groot krisis. Hierdie gaan nie so maklik opgelos word nie, en die antwoord is nie so eenvoudig nie. Het jy al in jou lewe by so 'n plek gekom, waar 'n situasie wat jy moet hanteer, dalk jou eie, of iemand in jou binnekring, jou familie, of in jou vriendekring, of in die gemeenskap wat jy leef, is so groot. Dis presies wat Filippus kan doen. Trouwens, hy's 'n briljante sakeman. Hy kyk na hierdie skare, en hy skat hoeveel is daar. En hy antwoord Jesus hierdie woord, hy sê, ons 200 pennings, met ander woorde, dis 'n geld wat 12 maande se salaris is. Nou, dan dink hy by homself, as al 12 van ons, hierdie disippels van Jesus, 'n maand lang vir 'n gewone salaris werk, dan werk hy uit, hoeveel sal dit wees? Hy deel die prys van brode in. Hy sê, nee, die begroting gaan nie klop nie. Weet jy waarvan Filippus praat? Baie keer maak ek en jy 'n som. Dan sien ons,
Daar's nie 'n antwoord vir hierdie probleem nie, die begroting gaan nie klop nie. Maar baie interessant is dat, as jy die ander evangelie lees, wat ook hieroor skryf, in Markus, die 6de hoofstuk, sien jy dat, wat hulle baie goed kan doen is, Filippus en al die ander disippels, gee Jesus raad, oor hulle laat hom weet, hoe om die probleem op te los. Kom ek lees dit vir jou, in die woord van die Here. En toe dit reeds laat geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate, en dit is reeds laat. Stuur hulle weg, sodat hulle na die buitewyke en dorpe rondom kan gaan, om brood vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Toe ek het lees, toe besef ek baie keer in my gebedslewe, staan ek voor 'n vraag wat ek moet antwoord, en dan wil ek vir Jesus eintlik voorskryf hoe om my situasie te hanteer. Filippus, weer eens, hy identifiseer die probleem, hy sien is groot, hy doen 'n berekening, hy's 'n goeie boekhouer, of 'n rekenmeester, hy sien die begroting gaan nie klop nie, en dan praat hy in die ander disippels met Jesus, en dan sê hy, hier is die goeie raad, stuur hulle weg, hulle moet vir hulle self gaan koop. Dis wat hulle kan doen. Maar weet jy wat kan Filippus nie doen nie? Die eerste belangrike ding wat hy nie kan doen nie, hy kan nie bepaal waar gaan hulle brood kan koop nie, want dis die vraag. Waar gaan ons vir hulle brood koop, sodat ons vir hulle kan gee? Dis die vraag wat Jesus vra. Hy ken nie die antwoord van waar moet hy met daai bietjie geld, wat hulle het, brood koop nie. Hy weet ook nie, hoe gaan hulle die geld by mekaar kry nie. En dit is soms so, ek en jy het nie 'n antwoord op al die vrae wat in ons lewe na ons toe kom nie. Maar die tweede ding wat hy nie doen nie, hy doen dit nie, hy vergeet om te bid. Terwyl langs hom staan die antwoorder van gebed, Jesus Christus, hy vergeet om te bid. Hy is met redenasies besig, hy neem die situasie waar, hy som alles op, maar hy bid nie. En dan het hy nie geloof om nie, hy het geen geloof om, dat hier 'n positiewe uitkoms kan kom, vir hierdie situasie nie. Jy moet onthou, as jy net die gedeeltes voor hierdie gedeelte in Johannes 6 lees, dan sien jy, hy het al 'n wonderwerk wat Jesus gedoen het beleef. Trouwens, Jesus het hom en die ander disippels uitgestuur, en Filippus was bewus dat duiwels uitgaan en siekes gesond maak, want hulle kom gee verslag by Jesus, en hulle sê, dis presies wat gebeur het. So hy het al te doen gehad met die bonatuurlike, maar in hierdie situasie, waarin hy hom in daai oomblik bevind, het hy nie geloof, dat daar 'n positiewe uitslag sal kom nie. Maar kom ek lees net, wat gebeur met een van die ander disippels wat gehoor het wat Jesus vra. Dit is Andreas. Andreas het ten minste 'n idee. Hy het 'n idee. Daar's 'n seentjie met 5 garsbroodjies en 2 visse, en hy ken nie die antwoord, maar hy het 'n idee. Hier is daarom ietsie. En dan kom hy na Jesus toe met sy idee, en dit was 'n goeie plan. Dit was 'n uitstekende plan. Hy vat die bietjie, maar dan kom hy by Jesus en dan twyfel hy sê, ja, 5 broodjies, 2 visse, dis al wat hier is. Een van die ander evangelie sê, dit was hulle eie besittings. Die ander sê, Johannes sê, dit was 'n seentjie wat daar was, in die skare van 5000 manne. Maak nie saak wie se dit was nie. Hy twyfel, dat Jesus met 'n bietjie iets kan doen. Is dit nie maar my en jou lewe soms nie? Maak ons nie soms ook so nie? Ons twyfel of God, die bietjies wat ons na hom toe kan bring, daarmee iets kan doen. Maar Jesus ken die antwoord. Hy het presies geweet wat hy wil doen. En dan wil ek afsluit, om net sommer 2 kort vrae te vra aan jou as luisteraar, en ek vra dit ook aan myself. Ken ek die antwoord? Ken ek die antwoord as die lampet begin rook? Met ander woorde, die olie is op. Daar is nie olie nie.
Ons ken, as jy dit nie geken het nie, dit was 'n lampie met 'n olietjie wat daar 'n materiaalput in hom was wat gebrand het. As jy hom aan die brand steek, die olie trek op in die put op en dan brand hy, vir die wat nie weet hoe dit werk nie. En ons het ou jare sulke lampe gehad, as die parafien op is of die olie is op, dan gaan die vlammetjie dood en dan rook hy net. Met ander woorde, dit is 'n hopelose situasie. Al wat nou wag as jy die lamp gebruik het om lig te maak, dan wag daar duisternis in jou toekoms. Ken ek en jy die antwoord as dit geestelik met my gebeur, of emosioneel, of in my liggaam, of met iemand om my, 'n vriend, 'n vriendin, 'n kind, 'n ouer, en hulle lewe lyk soos hierdie lampet wat aan die rook gegaan het, en al wat jy sien is die rook, maar daar's nie meer hoop nie. Ken ons die antwoord? Weet ons dat net soos wat Jesus langs Filippus staan en 'n vraag vra, dat Jesus presies weet, wat maak hy met 'n rokende lampet? Want die woord leer ons wat hy doen. Hy sê, gaan hom nie doodruk nie. Met ander woorde, Jesus sê in hierdie verhaal, eintlik gaan ek sorg dat daar weer olie kom en die vlam weer opvlam. Dat daar weer lig deurbreek in die situasie. Ken ons die antwoord? Dieselfde gedeelte hier in Matteus 12 vers 20 sê, as 'n riet geknak is. 'n riet is 'n sterk stok nie. As hy geknak is, kan jy eintlik met hom niks doen nie. Hy het sy waarde verloor. Dalk luister jy na die boodskap. En jy dink, jy het ook jou waarde verloor. Jou waarde om te bedien in 'n gemeente, jou waarde as hoof van 'n huis, jou waarde in die huwelik, jou waarde in die gesin, jou waarde in die gemeenskap, jy dink jy het jou waarde verloor. Maar ek wil vandag jou vra, ken jy dan die antwoord? As jy by daai plek, ken jy die antwoord, of begin jy sê, ek identifiseer die probleem soos Filippus, dis te groot, kom ek maak 'n berekening, kom ons vra Jesus, laat hierdie probleem net weggaan, stuur dit weg van hom af. Of kan ons hom vertrou? Toe die disippels nie geloof het nie, toe Jesus geloof om die saak te hanteer. Want Jesus het die vraag gevra, net om te hoor, wat gaan aan in die lewe van Filippus, sy geestelike lewe. Hy het hom op die proef gestel, hy het hom getoets, want hy het reeds geweet wat hy wil doen. God het 'n plan vir jou lewe. Hy weet presies wat hy vir jou wil doen. Kom net by hom uit. Dit is my raad vir myself. As ek in 'n doodloopstraat kom, moet ek net aan die voete van Jesus kom sit, in gebed, sy woord lees, die Heilige Gees toelaat om die woord oop te breek, dat ek weer olie in my lamp kan kry, dat daar weer 'n vlam sal wees. Kan ek vir jou bid? Kosbare Here, dankie, dat U die God is, wat die antwoorde ken. Al die antwoorde ken. U ken gister se probleme, hoe om dit op te los. U weet van vandag alles. U kan vandag elke probleem, elke situasie, ken U die antwoord. U ken ook die antwoord vir ons môres. Ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus mooi naam. Amen.